Ek wil vandag met julle gesels vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 12 en dan gaan ons ook oorbeweeg na 1 Korintiërs hoofstuk 13 en dit het te doen met die gawes van die Heilige Gees, maar dit het ook hoofsaaklik te doen met dit wat groter is as die gawes van die Gees. Ons is besig met ons Heilige Gees reeks en baie van die dinge waaroor ek gesels is ook dinge wat opgeskryf is in die boekie wat ons gepubliseer het. Baie dankie weer eens vir almal se ondersteuning daarvan. Ons is maar heeltyd besig om nuus te bestel, so as jy nog boeke wil hê, asseblief bestel by my. Dit is regtig iets wat ek glo die Heilige Gees ook my mee gehelp het om iets daar neer te sit wat tot seën kan wees van ander mense. Nou, ek lees vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 1. Paulus skryf, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. En ek wil gou vinnig net daar ietsie sê. Hy wil nie hê ons moet onkundig wees nie. Ons weet in die Ou Testament sê die Here baie mooi, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Ons het nodig om hierdie goed te verstaan. Ongelukkig in die wêreld is daar 'n beweging wat anti-intellektueel is en anti-teologies is. En hulle sê ons het nie nodig om aandag te gee aan gesonde Bybelse lering nie, want dit maak jou net droog, dit droog jou op en dit pof jou op met kennis. Maar die rede hoekom hulle dit doen is sodat hulle buite Bybelse goed kan sê, en dat mense dit net glo, omdat hulle nie kundig is in wat die skrif sê oor goddelike en Bybelse dinge nie. So ons moet aandag gee aan lering, ons moet aandag gee aan suiwer teologie, want as ons dit nie doen nie, gaan ons onkundig wees en dan sal ons ten gronde gaan. So Paulus skryf dan eintlik hoofstuk 12, 1 Korintiërs 12, 13 en 14 as 'n baie mooi lering oor die Heilige Gees en die gawes oor die Heilige Gees en hoe dit moet werk binne die gemeente en dat daar iets eintlik beter is waarna ons moet streef. So, ons wil nie onkundig wees nie. Amen. Ons moet lief wees vir Bybelse kennis, ons moet lief wees vir die woord. As dit jou ongemaklik maak om stukke Bybelverse te lees en te hoor, dan is daar ook 'n probleem. Dis goed om jouself, jou siel te vul met die woord van God. Dawid sê baie mooi, ek het u woord in my hart gebere. Hoekom? Sodat ek nie teen u sal sondig nie. Ons het God se woord nodig. Amen. Dis net so side note op daai versie. Vers 2. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. So julle het voorheen 'n lewe gehad wat julle nie die waarheid geken het nie. Dit sê hy nou vir die gemeente in Korinthe. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Is daar iemand hier wat sê, Jesus is Here? Amen. Die rede hoekom jy dit kan sê, die rede hoekom jy dit kan getuig, is oor die werking van die Heilige Gees in jou hart. Halleluja. Want sonder die werking van die Heilige Gees in jou hart, sou jy nie op die punt kan kom waar jy sê, Jesus is Here. Jesus is Here van my lewe nie. Dis die werking van die Heilige Gees. Prys die Here vir die Heilige Gees. Dankie Here dat U in my hart en in my broers en susters se harte kom werk deur die Gees. Dat hulle by daai belydenis kan uitkom, want dis daai belydenis wat vrymaak. Dis daai belydenis wat lewe gee. Dis daai belydenis wat jou assosieer met die Here en dit gee vir jou die ewige lewe. Die Heilige Gees is die onderpand, die deposito van die groter heerlikheid wat nog gaan kom, die ewige lewe. En die feit dat ek en jy kan sê Jesus is Here, sê vir ons het daai onderpand en ons het ook die vooruitsig van die ewige lewe. Prys die Here.
Ek het nog nie eens begin preek nie, dit gaan al klaar lekker. Vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Dan sê hy, wat is daardie gawes? Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Kom ons pos nou gou weer daarso. Op wat nuttig is. Nuttig vir wie? Nuttig vir wie? Nuttig vir ander. Nuttig vir die geloofsfamilie, die gemeente, mense buite, as jy sendingveld toe gaan en jy begin die evangelie te deel met mense wat glad nie die Here ken nie, of wat vasgevang is in afgodediens of wat ook al, dit is nuttig vir dit. Ja, jy gaan geseën word wanneer jy dit doen, want tog verklaar die woord vir ons, dat dit meer geseënd is om te gee, as om te ontvang. Dit is wonderlik om in bediening te wees, dit is wonderlik om mense te bedien, jy voel geseën, maar die nut is nie vir jou nie, dit is nie vir jou voordeel nie, dit is vir 'n ander mens se voordeel. Professor François Moller, wat die teologie mooi neergesit het, waarin ons as AGS denominasie glo, het hierdie stelling gemaak en hy het gesê, die geestelike gawes is altyd in diens van die evangelie. In diens van die evangelie. Dit gaan daaroor dat iemand vrykom om God te kan ken. Dat iemand geseën kan word om die Here te kan ken. Sodat die openbaring van God se grootheid daar kan wees, sodat iemand tot inkeer kan kom. Julle sal lees in die boekie wat ek geskryf het, hoe ek vir iemand gaan bid het in die hospitaal. Iemand wat ek gedink het dood gaan. Vra my ma, dit was 'n nagmerrie gewees. En ek gaan bid vir die oom in my gebrokenheid, want ek het net die week van tevore my pa begrawe. Ek wou nie eintlik gaan nie. Ek het nie eintlik geloof gehad nie. Ek sê dit vir julle, ek sê dit in die boek ook. Ek is nie bang om dit te sê nie. Want ek het nou net vir 'n hele 2 weke gevas en bid, met die hoop dat my pa gesond sal word, en daar gaan hy dood. Hy's nie genees nie. Dit het nie so gebeur nie. Nee? So my geloof was geshatter. Ek moet eerlik vir julle sê, ek kon nie bid nie. Al wat ek kon bid is in die aande, Here, laat U wil geskied. In Jesus naam, amen. Want dit het vir my gevoel dat enige iets anders wat ek sê, gaan nie gebeur nie, want is my wil. Want ek bid volgens my wil. Dis hoe ek in daai tyd gevoel het. Nou moet ek my ma eer, my enigste ouer wat oor is, die Bybel sê mos, eer jou vader en jou moeder. Ek het nie meer 'n vader nie, so ek moet my moeder dubbel eer, jy weet, en my ma sê, ag, wil jy nie asseblief vir my kollega se pa gaan bid nie. En daar gaan bid ek vir die oom. Maar dit was bad, dit erger as my pa gelyk. En ek gaan huis toe en ek dink vir myself, ek gaan iewers 'n oproep kry vir 'n begrafnis. As die foon lui, gaan hierdie mense my bel en gaan vir 'n begrafnis wees. Hulle bel my, daai volgende oggend. Nou dink ek, wie is dit nou? Nou gaan ek hier in my gebrokenheid met my geloofskrisis, gaan ek nou 'n begrafnis moet hou. Hulle bel my, die oom wil met jou praat. Ek sê, wat? Die oom wil met jou praat, hy sit reg op in sy bed. Ek kan dit nie glo nie. Ons het gedink hy gaan doodgaan. Dit was verskriklik gewees. Die Here het hom gesond gemaak. Die gesondmaking het nie van my geloof afhang nie. Want as dit van my geloof afhang het, was hy nie gesond nie. Want ek het sonder geloof gebid. Maar ek het 'n gebroke gebed gehad. En ek vra daai man, sy naam was Alwyn. Hy is nou al oorlede, hy is by die Here. Ek vra hom, oom Alwyn, ken jy die Here? Hy sê nee. Nee, ek of my vrou nie. Ons wil tot bekering kom. En hy hospitaalkamer, sy Albert wat hom Koos gebou het, sy ICU kamer. Gee daai 2 mense hulle hart vir die Here. Hulle is later gedoop. Hulle seun wat 'n erg losbandige lewe gelei het, kom ook tot bekering, word gedoop en sy leefstyl verander. Waaroor gaan dit? Gaan dit oor die genesing? Nee. Dit gaan oor die redding. En dit gaan oor die getuienis dat God
Wonderlike dinge doen 'n mens red. Ek weet baie van ons het al gebid vir genesing en dit het nie gebeur nie. En ons het gehoop daarop en dit het nie gebeur nie. En die persoon is oorlede en dit maak seer. Dis ongelukkig iets wat nie in ons hande is nie. Maar ons het daai troos. Hierdie is nie 'n begrafnispreek nie, maar ons het daai troos dat hulle wat in die Here sterf is op 'n beter plek. En ons gun dit vir hulle. Amen. So dit wat nuttig is en dit wat lei tot redding. Dis waarvoor die gawes daar is. Vers 8. Ekskuus, voor ek verder gaan. Voor ek verder gaan. Dis ook nie my gawe nie. Die gawe van gesondmaking wat daar plaasgevind het, toe ek vir daai oom gebid het, ek het nie die gawe nie. So julle moenie enige siek mens na my toe stuur en dink my gebed gaan 'n siek mens gesond maak nie. Want dit is nie my gawe nie. Dis die Heilige Gees se gawe. Die Heilige Gees werk dit deur wie hy wil. Soos hy wil. Hier is die catch. Nie die catch nie, die mooi ding. As jy begeer om iets vir die Here te doen, sal hy die gawes deur jou laat werk. Moenie die byprodukte van die geloof soek nie. Moenie die byprodukte van 'n verhouding met Jesus soek nie. Soek Jesus, die res van die goed sal volg. Amen. Nog steeds nie by my preek uitgekom nie. Vers 8. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Nou, dit beteken dat jy in 'n sekere situasie goddelike wysheid kry oor wat die konteks is, maar ook hoe om 'n Bybelse waarheid toe te pas. Dis wat daai twee gawes beteken. Vers 9. Aan 'n ander weer geloof deur die Heilige Gees. So dit is 'n bonatuurlike geloof. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Hy's in die meervoud. Wat beteken bloot dat in God se grootheid maak hy voorsiening vir die genesing van alle siektes. Daar is nie sommiges wat hy kan en sommiges wat hy nie kan genees. Dan gaan hy verder. Vers 10. Aan 'n ander werkinge van kragte, dis bonatuurlike dinge wat gebeur, soos kos wat vermeerder of daardie tipe van goed. Aan 'n ander profesie. Dis nie toekomsvoorspelling nie. Baie belangrik om dit te sê. Profesie is nie toekomsvoorspelling nie. Profesie is altyd tot stigting, dit is vermaanend, dit is weerleggend, maar die belangrike ding om in ag te neem van profesie is dat profesie onvoorbereide spraak is wat deur God geïnspireer word. Dis God wat vir jou in 'n situasie die vermoë gee om iets te sê wat jy voorheen nie aan gedink het nie. Maar dit wat gespreek word is goddelik. Dis mooi, né? Onvoorbereide spraak deur God geïnspireer. Kan ek gou oorspring na 1 Korintiërs 14 toe. Paulus sê mooi vir ons in 1 Korintiërs 14. Wanneer julle bymekaar kom, moet julle eerder profeteer as om in tale te spreek. Dis beter om eerder 5 verstaanbare woorde te spreek wat tot stigting is van almal as 'n stortvloed van tale wat nie verstaan kan word nie, want die taal spreek die stigter, want hy spreek verborgenhede tot God, die prater, maar dit stig nie die gemeente nie. So daarom, wanneer jy in tale praat, doen dit in jou binnekamer. Daar waar jy versterk word in jou binnekamer. Maar wanneer ons by mekaar kom, spreek in behoorbare taal. Spreek 'n profesie, want dit sal almal stig. En dan gaan hy so 'n bietjie verder, en ek weet die AGS mense hou nie van hierdie ding nie. Maar, dis wat die woord sê. Wanneer iemand profeteer, wanneer iemand, of het nou ek, of enige iemand hier is wat vorentoe kom, en sê, so sê die Here, en hulle sê 'n klomp goed, dan is dit ons verantwoordelikheid wat luister, almal saam, wat na die profesie luister, is ons verantwoordelikheid om dit te toets. Om vir 'n oomblik stil te raak, daaroor te dink, te bid,
vir die Here te vra, Here, is hierdie van U? Strook dit met U woord? Strook dit met U karakter? Daardie persoon, spreek hy die waarheid van God. En dan moet ons kan sê, ja of nee. Beteken dit dat ons gesag het oor God se woord? Nee. Dit beteken dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar. En ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente. Want daar kan iemand in die gebou sit wat swak is. Daar kan iemand in die gebou sit wat swak in die geloof is en die persoon kan praat en verkeerd praat. En daai persoon kan dit hoor, dink dit is reg en word op 'n dwaalspoor gelei. Daarom moet hulle wat geestelik is, hulle wat ook die Here ken, moet kan sê, daai is van die Here. Dankie daarvoor, dankie Here, of daar maak ons 'n fout. Julle moet eintlik elke Sondag my ook toets. Elke prediker wat hier staan, moet getoets word. Maar baie toets nie, want hulle ken nie die woord nie. So kan nie onderskei wanneer iemand praat of hulle die waarheid praat of nie, want ons self is nie studente van die skrif nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar die gawe van onderskeid. Die gawe van onderskeid, ons gaan nou daarby kom. Die gawe van onderskeid is om te help nog voor iemand praat. Nog voor iemand praat. Watter gees is werksaam? Of as jy in 'n plek is en daar is dinge aan die gang, watter gees is werksaam? Dis die onderskeid. Maar jy kan iemand ook onderskei en toets wanneer hulle praat. Jy kan mos hoor wat hulle sê. En dan kan jy sê, hierdie ou praat nie die waarheid nie. En baie keer wil ons so nice wees, nê? Ons bly maar stil. Ons verskil wat ons hoor, maar dit wil dalk nou nie iets sê nie. Nee. Ons moet oortuig wees en ons moet goed opgevoed wees in die woord. En as iemand dwaal, moet ons hulle in liefde help. As ons dit nie doen nie, is dit eintlik liefdeloos. Dink gou mooi daaraan. As iemand op pad is om na 'n afgrond toe te loop en jy keer nie daai persoon nie, maar jy weet hy's op pad na 'n afgrond toe, dan is dit liefdeloos. Amen. Is julle nog wakker? Prys die Here. Kom ons gaan verder. Ek is nog by vers 10. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste. En ons moet mooi, dit is nie judging nie. Don't judge a book by its cover. Moenie dink as hy rof lyk, hy's vol duiwels nie. Partykeer hulle wat die mooiste lyk, wat ja, kom ons los dit. Don't judge a book by its cover. Vertrou dat die Gees jou sal help. Aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Die gawe van tale is 'n baie kosbare ding wat ook gebeur het, nê? Die mense het die vermoë deur die Heilige Gees ontvang om in tale te praat wat bestaan, maar hulle weet nie wat hulle sê nie. Toe dit gebeur het in Handelinge, ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 2, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe die mense in verskillende tale gepraat, hulle het 13 tale gelys. 13 tale, hulle kon hoor, dis Frigies, dis van Asië, dis Grieks, dis dit. So, Professor Moller sê so mooi, die wonderwerk vind plaas in jou mond. Jou verstand is onaktief, so jy weet nie wat jy sê nie. Jy hoor klanke wat jy nie verstaan nie, maar wat by jou mond uitkom, is verstaanbaar vir die persoon wat daai taal ken. Is dit nie amazing nie? Dis soos jy wat in tale praat en daar's 'n rus hier tussen ons, wat glad nie Engels verstaan en dan ewe skielik hoor hy Russies. Dit is die wonderwerk van die spreuke
in tale. Hoe amazing is dit, nê? Daai gawe, daai vermoë. En die Here het dit gebruik. Die Here het dit 'n paar keer gebruik, as ons in die Bybel lees, om die taal gap, die taalbarrier te breek. Want daar was mense wat nie kon verstaan nie. En die disippels was Galileese manne. Die Bybel sê juist, hulle was eenvoudige manne. So hulle het nie noodwendig 'n klomp ander tale geken nie. Dis maar soos ek kan Afrikaans en Engels praat en that's it. Hulle het nie 'n hele klomp tale gehad wat hulle kon praat nie, hulle het maar een taal kon praat en verstaan, en die mense kon aan alle aksent hoor waar hulle vandaan kom, en ongelukkig in daai tyd het hulle ook gedink, dit is maar die dommer mense wat in Galilea bly. Soos hulle daai aksent gehoor het hulle gedink, ja, dis nou weer Galileese mense, ons weet, hulle is maar eenvoudig, hulle is nie baie slim en gesofistikeerd nie. En daar spreek hulle in hierdie tale, Grieke, in Grieks, wat eintlik 'n verskriklike ontwikkelde en gesofistikeerde taal in daai tyd was. En wat praat hulle? Hulle praat oor die grootheid van God in ander tale. Amazing ding wat daar gebeur het. Natuurlik was daar mense wat gespot het, wat nie kon verstaan nie, en hulle het gesê, hierdie mense is dronk. Hulle is dronk. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Die uitleg van tale is wanneer iemand in 'n gewone taal praat, wat almal ken, maar daar is iemand wat nie die taal ken wat gepraat word nie, en dan ewe skielik verstaan hy die taal. So dis 'n wonderwerk wat in die oor plaasvind. Die spreker praat met sy verstand, hy weet wat hy sê, die hoorder wat nie die taal ken nie, ewe skielik verstaan hy die taal. So dit is amper soos vertolking, as jy dit so kan noem. Hy vertaal hom. Dis nie noodwendig net interpretasie in die sin van, ek sê nou maar net wat ek wil sê nie. Hulle hoor wat gesê word en hulle kan amper woord vir woord sê wat gesê is. Dit is wat die gawe van die uitleg van tale behels. Dis wonderlike dinge. En ons moet versigtig wees om dit nie verkeerd te verstaan nie. Dat ons dink die uitleg van tale is, iemand sê iets wat ek nie verstaan nie, en nou is daar 'n gap vir my om te sê wat ek wil. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is 'n Heilige Gees geïnspireerde moment waar daar vir jou insig en begrip gegee word oor wat gesê word. So dis is die tale. Klink wonderlik, né? Nee? Wat se een sou jy graag wou hê? Wat se een sou jy graag wou hê moet meer deur jou lewe werk, of as jy nou kon? Ek is seker iemand, ons sal dit lees en dan sal ons topgawes hierso soek. Nou in daai tyd, in die konteks, was dit juis profesie, spreekentale en uitleg van tale wat die mense nou nogals van gehou het. Dit was vir hulle, as jy hierdie gawes gehad het, was jy beter as die ander. Dit is hoe hierdie mense dit gesien het. Hulle het gesien, hierdie gawes, daai spesifieke 3, dit is die ultimate. As jy dit het, dan loop jy amper op water. So heilig is jy. Hulle wou ook graag apostels wees, en hulle wou graag profete wees, hulle wou graag hierdie aansien in die kerk gehad het. Paulus praat daaroor en hy verduidelik vir die mense, die kerk is 'n liggaam, bestaan uit verskillende gedeeltes, Christus is die hoof, almal het hulle eie rol om te vervul, moenie op mekaar jaloers raak oor hierdie goed nie. En aan die einde van die hoofstuk, en ek gaan dit vir ons lees, vanaf vers 28, sê Paulus die volgende, hy sê, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. En dan sê hy, almal is tog nie apostels nie, en dis die waarheid, né? Almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, en almal is tog nie kragte nie. En dan vra hy wat ons noem 'n retoriese vraag. Weet julle wat is 'n retoriese vraag? 'n Retoriese vraag is 'n vraag wat gevra word, maar almal ken al klaar die antwoord, en die antwoord is klaar geïmpliseer. Hy vra vir hulle vers 30,
het almal genadegawes van gesondmaking? Wat is die antwoord? Nee. Spreek almal in tale? Nee. Kan almal dit uitlê? Nee. Nou kom ons pause gou daarvoor ek verder, want ek het baie belangrike ding om te sê op dit. Spreek almal in tale? Nee. Hoekom nie? Want God wil dit so hê. So dit is vals. Dis 'n dwaal leer. As iemand sê, almal moet in tale praat. It doesn't exist. Dis 'n dwaal. As iemand sê, die enigste teken dat jy die Heilige Gees het, is dat jy in tale praat. Dis 'n dwaal. Ons kan nie Bybel sê dat dit die waarheid is nie. Want almal praat nie in tale nie. Dis die Gees wat dit gee. Kan almal? Seker, as die Heilige Gees dit so wil hê, maar doen almal nie. Maak dit jou 'n laer klas gelowige as jy dit nie kan doen nie? Nee. Maak dit jou 'n hoër klas gelowige as jy dit kan doen? Nee. Dit maak jou net anders geseënd. Kan ons okay wees met dit in die lewe? Ander mense is anders geseënd as wat ons is. En ons is anders geseënd as wat ander is. Ek wens ek kan soos hierdie vrou hier uit my kop uit les net kom opklim en praat ek mense engele tale speel. Is amazing. Sy is anders geseënd. Is ek minder as sy? Is sy meer as ek? Nee. Ons is anders geseënd. En ons moet okay wees daarmee. En ons moet eerder fokus op dit waarmee ons geseënd is. En in dit volhard en vanuit dit bedien, as wat ons onsself jammer kry, omdat ons nie soos ander is nie. Want elkeen het 'n gawe. Elkeen van ons het iets. Elkeen van ons, God het iets kosbaars in elkeen van ons geplaas. Ons moenie daai ding gaan begrawe, omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie, want ons het nie wat die ander een het nie. Amen? Prys die Here. Wie van julle vir oom James McGrath, pastoor James McGrath geken? Hier's 'n paar mensies, né? Randfontein. Hy was vir baie jare die pastoor van AGS Randfontein. Hy was diep in sy 80's voor hy oorlede is. Kyk, hy was 'n pastoor der pastore gewees. Hy het nog die oggend gepreek en die middag is hy dood. Hy was diep in sy, ek dink hy was wat, 88 of iets gewees, né? Ek sê vir Vanessa, dis nou, ek sal nou nog ons like om so te gaan, hoor. Hier op my ou dag, ek gaan preek nog die oggend, bring die nagmaal vir die mense, en daai middag as ek rustig raak, dan kom al die Here my. Dit sal nou vir my great wees. Maar anyway, ek het die voorreg gehad om seker so 'n maand voor sy dood met hom te gesels. Ons was na 'n funksie toe gewees en ek en hulle sit aan tafel en ons gesels so. En ek het maar 'n vraag wat ek vir die ouer pastore vra, want ek wil graag by hulle leer. Ek vra onder andere vir hulle, pastoor, wat is die een ding wat jy sou kon, as jy kon teruggaan en jy kon dinge verander, wat sou jy verander? Wat sou jy anders doen of anders benader? Want hy raak so ruk stil. En ons was by 'n funksie omring met afgetrede pastore. Die ou pastore wat die kerk gebou het. Nog die sendeling Geschwend, oom Geschwend was daar. Daai oom is al amper 100, né? Hulle is daar, ou manne. Isak Burger, hulle groot manne met weet wat groot dinge in die kerk gedoen het. So oom James weet waar hy sit en hy weet tussen wie hy sit. En hy sê, Justin, as ek iets anders kon doen, sou ek nie hierdie teologie oor die spreek in tale so verhef het nie. Ek dink die kerk het 'n fout gemaak om te sê dat dit die enigste bewys is van die spreek in tale. Ek sê, "Sjoe, oom sê groot dinge." Hy sê, "Moenie my in die rede val nie." Hy sê, "Want in my oor die 60 jaar van bediening is die mense wat my die grootste moeilikheid gegee het, is die sogenaamde talesprekers. Hy kom praat in 'n taal in die kerk, maar vanaand moet ek sy vrou beraad want hy het haar geslaan. Hoe pas dit by mekaar?
Jou lewe moet daarvan getuig. Hy sê ek is nie teen die tale nie, maar ons moet dit nie verhef nie, en ons moet dit nie iets maak wat dit nie is nie. Daar is iets beters, en dit is 'n godsvrugtige lewe. Sê dankie oom, baie eerlike dinge wat jy hier praat, vulnerable dinge, want jou kollegas glo nie noodwendig dieselfde nie, en ek het respek daarvoor. En dit bring my by vers 31 van 1 Korintiërs 12. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. So soek die goed, soek die gawes. Soek die beste van die gawes. As jy in 'n taal wil praat, soek daarna. Maar hy sê, kyk, ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Daar's iets beters. Daar's iets groters as dit. En dan wat skryf hy dan daarna? 'n hele hoofstuk oor die liefde. So 'n kragtige hoofstuk, dat selfs mense wat nie Christene is nie, hierdie skrif gebruik om hulle lewe volgens in te rig. Hierdie skrif wat gebruik word by troues van mense wat nie glo nie. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Jy kan al 9 gawes hê, en al 5 ampte, en jy kan die Bybel so op die punte van jou vingers ken. Maar as jy nie die liefde het, dan beteken dit niks. Hoeveel mense het ons nie al mee te doen gehad, dan staan hulle voor en hulle kom getuig, en dan hoor jy hulle praat eintlik van hulle self. Dan sê hulle eintlik hoe goed hulle is, hoe baie hulle bid, en hoeveel hulle al gegee het, en hoeveel mense hulle tot die Here toegelei het. Jy kan nie iemand tot die Here toelei. Die Heilige Gees doen dit. Jy is net die instrument. Geen mens het nog ooit 'n ander mens na die Here toegelei nie. Dis die Heilige Gees se werk. Hoeveel mense het nie al kom staan? En dit is eintlik liefdeloos, want jy soek die aandag vir jouself. Hoe lyk hierdie liefde? Dis 'n selfopofferende liefde. Dis 'n liefde wat sê, ek sien jou raak, en ek kies jou beste, al is dit tot my nadeel. Dis wat Jesus gedoen het aan die kruis. Hy het dood gegaan vir ons. So lief het hy ons gehad. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Dit is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. As jy begin groot praat oor jou gawe, daar's fout. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit word nie verbitterd nie. Dit reken nie die kwaad toe nie. Dis nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, dit sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, 'n volwassene, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Laat ons onsself beywer om te lewe met harte vol van liefde, goddelike liefde. Laat ons onsself daarop beywer om die liefde van God aan alle mense bekend te maak. Die liefdesboodskap van Jesus te vertel. Mense gaan vergeet wat jy vir hulle gedoen het. Mense gaan vergeet wat jy vir hulle gesê het. Maar mense gaan nooit vergeet hoe jy hulle laat voel het nie. Hanteer hulle met respek. Hanteer hulle met deernis. Hanteer hulle met liefde. Dra jouself soos 'n kind van God gevul met liefde. En dit gaan mense se lewens impakteer sonder dat jy eintlik 'n woord sê.
Wees warm mense, wees openhartige mense, omgee mense, moenie die mooi wat jy binne in jou het, terughou nie. God het dit daar geplaas, vir my en jou, om te deel aan ander. En in daai liefdesdiens tot ander, kan jy daarop vertrou en hoop, dat die Here die nodige vermoë vir jou sal gee, en die nodige gawes, om dit te kan bewerkstellig. Kom ons wees God georiënteerd, en ons soek hom, en dit wat hy wil hê, eerder as die byprodukte. Byprodukte sal kom, maar God soek eers 'n opregte hart, wat aan hom oorgegee is. Dan sal die res van die dinge kom. Kom ons leef so. Amen. Kom ons maak toe die oë en dan bid ons. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie dat u tot ons harte spreek en dat u ons seën. U is goed vir ons en ons sê vir u dankie daarvoor. Mag u Gees die naprediker hiervan wees en mag u Gees ons help met die uitleef daarvan. Here, mag ons mense wees wat daaraan geken word, die liefde van God in ons lewe. 'n Nuwe gebod het u vir ons gegee, Here. En dit is dat ons mekaar moet lief hê. En u het gesê, wanneer ons so lief het, mekaar lief het, dan sal die wêreld sien dat ons u disippels is. Mag ons leefstyl van so 'n aard wees, Here, dat mense u ook daardeur sal beleef. En ek dank u daarvoor, Here. In Jesus naam, amen.